Wat gebeur as 'n mens se drome uitmekaar uitval? Ek gaan nou die dag na 'n winkel toe en ek gaan sit op 'n stoel daar in die winkel, want ek wil die stoel toets en ek dink om die stoel dalk te koop. En die persoon wat my help, ons kyk na die stoel en ek staan op en ek gaan sit maar weer op 'n ander stoel en dit is nogal 'n baie oulike winkel. En ek stap lekker saam met my vrou deur die winkel, letterlik omtrent deur elke rak gaan ons, want is nogal baie oulike goed wat daar is. En ek stap uit na die kar toe en ek vat so aan my broek se sak en ek dink myself, waar is my sleutels? My sleutels is ergens, dis weg. En ek stap terug in die winkel en ek sê vir die dame, ek sê, weet jy, ek dink ek het my sleutels ergens verloor. En ek weet nie nou waar ek dit gaan kry nie. En sy sê, ek moet maar kyk en ek gaan deur die banke waar ek gesit het en die stoele waar ek was en ek is reg deur en ek kry absoluut niks nie. Dit is net eenvoudig weg. En oral waar ek gaan soek, is dit net nie daar nie. Ek kyk by die banke, ek kyk onder. Naderhand het ons die hele winkel se personeel wat besig is om te help om te soek. Want weet jy, wat is die situasie? Is dat nou staan my kar daar in 'n parkeerterrein. Ek's ver van die huis af en skielik begin ek besef maar ek het nie 'n spaar sleutel nie. Wat gaan ek doen? Alles is besig om nou uitmekaar te val. Eers het ek 'n droom gehad om 'n stoel te koop en nou paniek ek gaan nie my kar kan oopsluit nie. Ek gaan nie by die huis kan kom nie. Ek weet nie waar gaan ek nou hierdie probleem opgelos kry nie. En nou ek wil jou sê, ons het seker 'n goeie 3/4 uur gesoek. Ek het tot in die yskaste gekyk. Ek het soveel dinge gedoen. Ek het tot na die winkel toe gegaan, langs aan en my vrou daar ingestap en gesê, het julle nie dalk hierdie sleutel opgetel nie? En toe ons gaan kyk, toe het ek op die eerste stoel waar ek gesit het, het die sleutels tussen die bank ingeskuif tot op die grond toe onder en ons het hom uiteindelik gekry. En dit laat my dink aan die verhaal waar die jong profeet 'n byl gaan leen het om werk te gaan doen. En toe hy daar die werk gaan doen het, toe kom hy op die plek waar hy besig is om te werk en hy kap. En terwyl hy kap, gly die kop van die byl af. Kan jy dit glo? Ek meen, nou leen jy 'n ding, jy probeer 'n ding laat werk, jy het self nie genoeg geld om dit te doen nie. En nou val die byl se kop in die water. Daar's hy, gone, weg. Daar's geen ander manier wat hulle nou verder kan gaan met hierdie situasie nie. En daar kom 'n profeet verby en die profeet sê, waar het hierdie byl se kop in die water geval? En die jong profeet wys vir hom en toe hy dit klaar vir hom wys, toe sê hy vir hom, okay, kom ek gooi 'n stukkie hout daar op daardie plek. En toe hy dit gooi, kan jy dit glo, toe dryf die byl en hierdie jong man kan dit kry. En net soos wat ek alles gesoek het en die dame in die winkel uiteindelik die sleutels my gebring het dit gevoel asof my hele wêreld weer in lyn kom, asof dit weer moontlik is. En ek wil vandag met jou 'n bietjie daaroor praat. Vandag vir jou sê, ons het almal drome. Ons het almal dinge wat ons graag wil aanpak in die lewe. En dan gebeur daar dinge. Daar's dinge wat met 'n mens se lewe gebeur wat dit net eenvoudig voel, nou val dinge uitmekaar. En ek weet nou nie of dit al met jou gebeur het dat jy jou sleutels verloor het nie. Ek weet nou nie of dit met jou gebeur het nie, maar wat het hier gebeur met hierdie jong man is 'n wonderwerk, is iets bonatuurliks. En dit is dat wanneer die woord van die Here oor 'n situasie kom, dan begin daar die onmoontlike moontlik word. En ek wil met jou hieroor praat vandag. Hoe kyk ek en jy na ons lewens? Op 'n natuurlike wyse, op 'n manier om eenvoudig te sê, ek gaan maar probeer en ek gaan dit uitwerk, of gee ons die Here 'n kans vir 'n wonderwerk? En ek wil jou uitdaag vandag, want jy hoef nie meer te soek na die bylkoppe in jou lewe, na die drome wat gesink het, na die geleenthede wat in die water weggesak het nie. Soos wat ons nou hier na die water kyk, dink nou by jouself, hoeveel van ons drome, hoeveel van die dinge wat ons al die Here gevra het en gesoek het net vir ons verlore gegaan en jy het dit opreg gevra. Dalk is jy baie siek. Dalk gaan jy deur 'n groot finansiële uitdaging. Dalk is daar storms in jou verhoudings. En jy sê, Here, my drome het in die water geval. Ek weet nie meer of ek dit ooit sal kan doen nie. Nou, ek wil dit vir jou sê, ek wil dit met jou deel vandag. Dis nie te laat nie. Dis definitief nie te laat nie. Jy mag dalk so dink.
Jy mag dink ek gaan dit dalk nie maak nie. My tyd is om, daar is nie meer vir my veel oor nie. Maar die Here sê vandag, gee my woord 'n kans. Wys my waar in jou lewe het jy vir my gedroom. Wys my waar het jy op my vertrou. Wys my waar is daar in jou lewe geleenthede gewees wat jy regtig waar soek. Vra my weer daarvoor. Wys my waar is dit? Soos daar die jongman gesê het, kom ek wys jou waar het ek hierdie byl verloor. En weet jy, die profeet vat 'n stukkie hout en hy gooi dit daarin. Ek glo vandag, as ons daardie stukkie hout kan vat, daar was eendag 'n houtkruis gewees. En daardie houtkruis was in die grond ingeslaan op 'n plek met die naam van Golgotha. Daardie plek was die plek van die hoofskedel. Was die plek waar Jesus Christus vir my en jou 'n prys betaal het. Waar hy gesê het, kom, ek gaan weer jou laat lewe. Ek gaan jou herstel, ek gaan vir jou vrede bring. En daar's baie mense wat sê, ek glo maar, kyk waar deur gaan ek weet nie of dit vir my gebeur nie. En dit is hoekom ek hierdie woord vandag met jou wil deel. En ek wil vandag vir jou sê, dit is moontlik dat God die onmoontlike kan doen. Dit is moontlik dat die Here vandag kan deurbreek vir jou. Dit is moontlik dat jy weer, as ek soos ek maar sê in my verhaal, jou sleutels kan vind, weer kan oopsluit, weer kan ry, weer kan die lewe kan geniet. Want God se woord is kragtig. God se woord breek deur. God se woord herstel vandag vir jou. En hy bring vir jou nuwe hoop. En hy bring vir jou 'n vreugde. Ek moet dit vir jou sê, jy hoef nie meer so te soek nie. Jy hoef nie so verlore te voel nie. Jesus het jou gevind. Aan daardie kruishout het hy jou in gedagte gehad. Hy het sy lewe vir jou gegee. En een ding wat ek agterkom, waarmee ons in ons tyd mee sukkel, is ons dink die Here het ons weggegooi. Ons dink daar is nie meer so 'n geleentheid om te oorwinning te kry nie. Ons probeer maar op ons eie. Dan maak ons vir onsself sulke godsdienstige reëls. Jy weet, ons staan nog op, ons lees ons Bybel. Ons gaan maar deur die roetines. Maar daar gebeur niks in ons lewens nie. En ek wil jou uitdaag vandag. Wil jy nie vandag die Here weer 'n kans gee? Vir hom sê, Here, ek kan nie, maar Jesus kan. Ek is nie in staat nie, maar U is in staat. Here, ek weet nie hoe U dit regkry dat 'n byl se kop kan dryf nie, maar as U 'n byl se kop kan dryf, kan U weer my aanraak. U kan my genees, U kan my herstel, U kan weer vir my 'n deurbraak maak, U kan vir my voorsien in die behoeftes. Wanneer dit so moeilik vir jou is om die rekeninge te betaal, wanneer jy so graag vir iets vir jou kinders wil koop of vir jouself wat jy nodig het en jy het niks geld nie en jy het nog altyd daardie droom gehad dat jy dit graag wil doen, dalk is daardie geleentheid vandag daar vir jou. En die Here gaan vir jou deurbraak breek op 'n kragtige wyse. Hy wil jou herstel vandag. Hy wil vir jou hoop gee vandag. Ek wil saam met jou staan vandag. Ek wil vandag saam met jou kniel as dit moontlik is. In gebed wil ek vandag vir jou sê, ek staan saam met jou. Ek glo saam met jou dat dit wat verlore is, dit wat onmoontlik is vir die mens, is by God moontlik. Ek weet nie hoe kan ek dit vir jou meer sê nie. Glo dat God jou liefhet. Glo dat God omgee. Glo dat God daar is. En ek weet dit voel dalk soos leefwoorde wat ek sê. Want as 'n mens seer het, as jy jou gesondheid verloor het, as jy jou vermoëns verloor het, jou werk verloor het, as jy jou verhoudings verloor het, dan voel dit asof dit onmoontlik is om weer dieselfde vreugde te beleef. Maar God sê, ek bring restaurasie. Ek bring herstel. Ek bring vrede. Ek bring genesing. Ek bring die deurbraak, want ek is die God wat herstel gee. Ek is die God wat vreugde bring en oorwinning bring. En as jy kyk hier na die see, dan kan jy dit nie sien nie, maar hier reg voor ons in die see, in die golwe, is daar dolfyne. En die dolfyne is besig om vis te vang. En God voorsien vir hulle. God help vir hulle vandag. In hierdie groot oseaan is daar 'n visie vir hulle te eet vandag. Daar is iets vir hulle vandag. God het voorsien. En die Here sê, God voorsien vandag na die rykdom van sy genade in Christus Jesus. Mag die Heilige Gees vandag oor jou lewe kom. Mag sy vreugde vandag daar wees vir jou. En mag jy vandag sien
dat die Here se krag en sy oorwinning jou deel wees. Mag jy weet dat daardie vreugde van God saam met jou staan. Dat hy jou genees vandag, en dat hy jou herstel vandag, en dat hy vir jou hoop bring vandag. Ek wil graag saam met jou bid vandag. Ek wil bid dat die Here vir jou oorwinning sal gee. Dat hy jou sal aanraak vandag. Dat jou droom weer sal dryf. Is dit moontlik dat jou droom weer sal dryf? Ek vertrou die Here daarvoor vandag. Vader, in die naam van Jesus, ek dank U, Here, dit wat in die water geval het, dit wat weggeraak het, dit wat verlore geraak het, dit waarna ons soek. Here, ek dank U dat U die bonatuurlike kan doen. Ek dank U dat U kan voorsien na die rykdom van U genade. Ek dank U, Here, dat U vandag kan ingryp, dat U 'n hand kan vat, dat U kan lei, dat U kan dra. Here, dat U die bonatuurlike kan doen in ons lewens. Ons eer U, Here, daarvoor. Ons dank U, Here, daarvoor. Ons glo U daarvoor. Amen. Dankie dat jy saam geluister het. Dankie dat jy vir 'n oomblik hier saam met my by die see gestaan het. En ek hoop jy het die dolfyne gesien. En ek hoop jy besef vandag dat God gaan vir jou ook voorsien. En ek wil sê baie dankie aan elkeen wat ons bediening ondersteun, die kampioene wat finansiëel ondersteun. Baie dankie daarvoor. Ek waardeer dit so opreg. En die Here is besig om 'n groot werk te doen in mense se harte. Die getuienisse wat God gee is fantasties. En dankie daarvoor dat ons kan inkoop in die plan van die Here. Mag die Here jou seën en ek wil jou graag seën. Mag die liefde van ons Hemelse Vader, mag die genade van Jesus Christus en mag die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees jou deel wees in Jesus se naam. Amen. En God bless jou.